Goeiemôre en welkom by dag 11 van die Pad van die Kruisoordenkings. Vandag gesels ons oor God roep die onwaarskynlike buitestander. Nou, almal van ons het 'n verlede en dinge gedoen wat ons nie op trots is nie. Natuurlik voor ons die Here ontmoet het. Net so voldoen Rahab nie aan die vooropgestelde beeld van iemand wat mense sou dink God se keuse sou wees om te gebruik nie. Sy was 'n sondige vrou en deel van 'n volk wat onder oordeel was, maar God het haar raak gesien. Hy het nie gekyk na haar verlede of haar swakhede nie, hy het haar geloof raak gesien. Sy het haar vertroue in die God van Israel gestel, selfs toe haar verlede en sonde teen haar opgestapel was. God weet hoe om die wat hom nodig het te soek en hulle te gebruik om hulle doel te laat uitleef. Hy het geweet om Matteus by die tolhuis te vind, Saggeus in 'n boom, Moses wat gehuiwer het om te praat, Dawid wat die jongste in sy gesin was, Maria 'n nederige jong meisie en natuurlik Rahab in Jerigo, net voor die inname. Hy bewys nie net genade nie, maar gee 'n hele nuwe toekoms. Max Lucado skryf, hy sê God se genade vind ons waar ons is, maar dit laat ons nie daar bly nie. God word nie beïnvloed deur hoe die wêreld sien nie. Hy sien ons hart en die potensiaal wat ons onsself nie raak sien nie. Jy mag dalk voel dat jou foute jou diskwalifiseer, dat jou verlede te donker is, of dat jou rol in die samelewing te onbeduidend is. Maar God kyk na jou met liefde en genade. Hy kan en wil jou gebruik om sy doelwitte te bereik, ongeag wat ander mag dink of wat jou verlede van jou spreek. Doen vandag iets om iemand anders wat uitgesluit voel te bemoedig. Dit kan 'n vriend wees wat met selfvertroue sukkel of 'n kollega wat oor die hoof gesien word. Wees vir hulle die stem wat sê, ek sien jou raak. Kom ons bid saam. Here, U kyk nie na die dinge waarna mense kyk nie. U sien my hart, my drome en my potensiaal, selfs wanneer ek dit nie raak sien nie. Dankie dat U my raak sien, my liefhet, selfs al voel ek soos 'n buitestander. Help my om U stem te hoor en U te vertrou om my te gebruik, net soos U vir Rahab gebruik het. Wys my ook hoe ek ander kan help om U liefde en genade te beleef. In Jesus naam. Amen.